O Here God, baie dankie dat ons op hierdie laaste Sondag van 2025 voor U kan stil word en in die teenwoordigheid kan kom. Dankie Here dat ons kan jubel dat U is ons God. U gee ons nuwe krag. Here, selfs wanneer dit donker word om ons, dan gee U lig. Dankie dat U ons veilig laat staan, selfs op hoë plekke. Dankie dat ons in ons gees kan sien die oorwinning en die glorie. Dat ons kan weet, ons is meer as oorwinnaar. Deur U liefde en deur die krag wat U vir ons gee. Here, ook vanmôre kom ons as gelowiges en as gemeente voor U staan. Dankie vir 'n genade onbeskryflik groot. Dankie vir 'n jaar waardeur U ons persoonlik en hierdie gemeente op 'n besondere manier gelei het. Dankie Here vir 'n leraar wat U voorsien het in hierdie gemeente. Bid dat U hom en sy huisgesin ryklik sal seën. Ek bid dat U sy bediening in hierdie gemeente kragtig sal seën. Ek dank U Here vir herstel en genesing wat U in die afgelope 2 jaar gebring het in die gemeente en in mense se lewens. Dankie Here dat U mense laat groei het. Dankie Here dat U nuwe perspektiewe kom oopbreek en genesing bring waar stikkindheid en seer is. Dankie Here dat U ons koppe kom optel om U opnuut weer raak te sien. My gebed is dat U ook op die pad vorentoe in 2026 voor die gemeente sal uittrek, dat U die voorhoede sal wees, dat U die agterhoede sal wees. Here, dat U hulle sal lei, maar dat U hulle ook sal bewaar en beskerm. Ek bid dat elkeen kragtig in U naam sal groei en sal nader aan U kom en 'n dieper belewenis hê van die verhouding met U. En ek bid Here, dat hulle werklik sal leef tot eer van U naam. Vader, dankie vir die woord. Wil U U woord nou vir ons oopmaak. En wil U deur die Heilige Gees met elkeen van ons praat. In Jesus naam. Amen. U kan die plekke inneem. U kan die Bybels oopmaak by Deuteronomium hoofstuk 8. Dit sal ook op die skerms wees. Maar ek gaan vir u saam lees uit Deuteronomium hoofstuk 8 vanaf vers 6. Baie belangrike gedeelte en soos wat ek soveel keer al gesê het, terwyl ek die skriflesing doen, luister baie mooi na die woord, want ek glo dat in die skriflesing is die boodskap wat die Here vir elkeen van ons het. Dit wat daarna volg, die preek, is net 'n verduideliking van die boodskap in die woord. Deuteronomium 8, die Here is besig om met sy volk te praat en hy sê die volgende, hy sê, gehoorsaam die gebooie van die Here jou God, deur op sy paaie te loop en hom te eer. Want die Here jou God bring jou in 'n goeie land, met waterstrome en poele water, met fonteine wat in die valleie en berge ontspring. Dis 'n land met koring en gars, wingerde, vyebome, granaatbome, olywe en heuning. Dit is 'n land met 'n oorvloed van kos sonder enige gebrek. Dit is 'n land waar yster so algemeen soos klippe is en waar daar baie koper in die berge is. En dan hierdie woorde. Wanneer jy genoeg geëet het, dank dan die Here jou God, wat hierdie goeie land vir jou gegee het. Maar, pas op, dat jy in jou oorvloed nie die Here jou God vergeet, en ongehoorsaam raak aan sy gebooie, bepalings en voorskrifte nie. Wanneer jy jou versadig geëet het, voorspoedig is, en jy mooi huise gebou het om in te woon,
wanneer jou troppe beeste en skape baie word, en jou goud en silwer vermeerder, en alles wat jy het meer word, dan is dit die tyd om versigtig te wees. Moenie hoogmoedig raak en dan vergeet dat dit die Here jou God is wat jou uit die slawerny van Egipte gered het nie. Moenie vergeet dat dit hy is wat jou gelei het deur die groot en verskriklike woestyn met sy giftige slange en skorpioene en waar dit warm en droog is nie. Dis hy wat vir jou water uit die rots gegee het. Hy het vir jou kos gegee met manna in die woestyn, kos wat jou voorouers nie geken het nie. Hy het dit gedoen om jou nederig te maak en om jou te toets, sodat dit daarna weer met jou goed kan gaan. Hy het dit gedoen, sodat jy nie moet dink, dit is deur jou eie krag en energie, waardeur jy ryk geword het nie. Onthou altyd, dat dit die Here jou God is, wat vir jou die krag gee, om ryk te word. Hy doen dit, om die verbond na te kom, wat hy met jou voorouers gesluit het. Maar ek verseker jou, as jy ooit die Here jou God vergeet, en ander gode volg, en voor hulle neerbuig, sal jy verseker vernietig word. Net soos die Here ander nasies op jou pad vernietig het, sal hy jou vernietig, as jy nie na die stem van die Here jou God luister nie. Geliefdes, liefde is sekerlik die heel belangrikste ding wat God van ons vra. Daarom toe 'n skrifgeleerde vir Jesus uitdaag en sê, wat is die grootste gebod, wat is die belangrikste ding wat God van ons vra, dan antwoord Jesus, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en siel en verstand en met al jou krag. En dis logies, hoekom? Want God het ons gemaak om ons te kan lief hê. En God het ons lief, ja, hy het ons so lief, ons het 'n Kersfees gevier daaroor. Hy het ons so lief dat hy sy eniggebore seun gegee het, om in ons plek aan die kruis te sterf, omdat God ons wil verlos, omdat hy vir ons lief is. Omdat hy wil hê ons moet sy kinders wees en vir altyd by hom lewe. En daarom is die heel belangrikste ding wat ek met my lewe kan doen, en die belangrikste ding wat ek op hierdie aarde kan doen, is om God terug lief te hê. Jy moet dit nooit vergeet nie. Ek weet ons het al daaroor gepreek, en ek gaan nie vanoggend daaroor preek nie. Maar onthou dit altyd. As jy ooit wonder, wat is dit wat God van my vra? Onthou net dit, dis die heel belangrikste ding. Dat jy hom sal lief hê. Dat jy regtig in 'n werklike lewende verhouding met hom lewe. Naas liefde is dankbaarheid. Sekerlik die belangrikste lewenskenmerk van 'n kind van die Here. Om regtig dankbaar te wees onder en in alle omstandighede. Dit naas liefde is die duidelikste teken dat iemand regtig 'n kind van God is. En ek weet daar's al baie gepreek oor dankbaarheid, veral dankbaarheid in moeilike omstandighede, om teenoor God dankbaar te wees, ongeag die omstandighede is, selfs of juis wanneer ek deur moeilike tye gaan, wat ons hier gesing het, selfs wanneer die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde is nie, selfs wanneer dit lyk asof alles uitmekaar val, om dan nog steeds dankbaar te wees, want dit verander jou lewe. Maar ek wil vanoggend
met die praat oor die ander kant van dankbaarheid. En dit is om regtig dankbaar te wees onder goeie tye. Wanneer dit goed gaan. Wanneer daar oorvloed is in my lewe. En alles mooi in plek is. En 'n mens so amper wil sê, maar dis mos vanselfsprekend. Ek bedoel, wanneer dit met jou goed gaan en wanneer jy geseënd is, en dan gaan jy mos dankbaar wees. Ongelukkig. Is die teenoorgestelde dikwels waar. Daarom dat in hierdie gedeelte wat ek vir u gelees het, en in baie ander dele in die Bybel, kom lê die Here groot klem daarop dat sy volk moet dankbaar wees. En moet as dankbare mense lewe. Nou dankbaarheid is nie iets wat 'n mens aanleer nie. Ja, ek weet dit is belangrik om jou kinders te leer om 'n dankgebed te doen by die ete, om dankie te sê vir die kos en alles. Ja, dis goed en is reg om hulle te herinner daaraan. Hulle moet dankie sê as jy vir hulle iets gegee het, om dankie te sê. En dis goed. Maar ware dankbaarheid en die dankbaarheid waarvan die Bybel hier praat, is nie dit nie. Dit het niks te doen met 'n positiewe lewensingesteldheid. Dit het niks te doen daarmee om jou aan mekaar elke oggend of 'n dingetjie op jou spieël te sit en te sê ek moet dankbaar wees nie. En ek moet vanoggend vir die Here dankie sê vir 5 dinge, want dan leer ek om dankbaar te wees nie. Ware dankbaarheid lê eintlik baie dieper. U sien, ware dankbaarheid is die resultaat van 'n lewe van 'n mens wat besef en erken ek is totaal van God afhanklik. Dankbaarheid kom vanuit 'n hart en 'n lewe wat weet dat elke asemtuig wat ek neem, elke stukkie lewe en elke stukkie krag wat ek het, die feit dat ek vanoggend kon opstaan, die feit dat ek kon kerk toe kom, die feit dat ek kan lewe, is God se genade. En dis God se liefde. Net die feit dat ek bestaan, die feit dat ek verlos is, die feit dat ek weet ek is 'n kind van God, die feit dat ek 'n hoop het, die feit dat ek 'n toekoms het, die feit dat ek volgende jaar kan ingaan met 'n verwagting. Dis net genade. Dis net uit die hand van God. Jy sien, dankbaarheid, Bybelse dankbaarheid is die produk van 'n lewe of 'n mens wat naby aan die Here lewe. En wat elke dag bewus daarvan is, dat alles wat ek is en het, kom net van God. Iets van wat Koos Du Plessis in daai gebed, daai lied sing, né? Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Maar dis nie net woorde nie, dis wanneer dit hier diep in my wese ingegrafeer is. Dis wie ek is. Baie interessant, die Heidelbergse Katekismus. Ek dink as 'n mens oud raak, dan gaan jy terug na die goed wat jy geleer het toe jy jonk was. Maar die Heidelbergse Katekismus sê daar's 3 dinge wat 'n mens nodig het om regtig gelukkig te kan lewe en sterwe. Met ander woorde om 'n vol lewe te kan hê, om werklik 'n gelukkige, dankbare mens te wees. En daar's 3 goed. Die eerste is, ek moet weet hoe groot my sonde en ellende is. Ek moet weet hoe verlore ek is. Tweede een is, ek moet weet hoe ek daarvan verlos kan word. En die derde een is, ek moet weet hoe ek vir God kan dankie sê, kan dankbaar wees vir so 'n verlossing. Jy sien, selfs daaruit kom dit so duidelik dat dankbaarheid is die resultaat, is die gevolg daarvan, wanneer ek besef hoe groot my nood was, hoe totaal verlore ek was, hoe hopeloos ek in sonde vasgevang was. Die resultaat daarvan is ek besef dat as God vir een oomblik sy hand van my lewe afneem, dan is ek tot niet.
Jy sien, dis nie om te sê, dankie Here dat die son skyn en dat dit nie reën nie. Dis nie om te sê, dankie Here dat ek kos het vandag nie, of Here, dankie dat ek gesond is vandag nie. Dis net 'n besef van ek is dankbaar dat ek kan wees, dat ek kan lewe, dat ek gered is, dat ek kind van God is. En as ek dan besef wat 'n ontsaglike prys God betaal het, om my te kan verlos, om my te kan red, om vir my te kan sorg, en dit het hom letterlik alles gekos. Dit het hom sy seun se lewe gekos, aan die kruis op Golgotha. Daarom is dankbaarheid 'n basiese lewensbeginsel en lewensingesteldheid van 'n mens wat in die regte verhouding met God leef. Daarom maak dit nie saak vir jou omstandighede. Maar nou kom die Here, en nou sê die Here, die groot gevaar is nie wanneer jy swaar kry nie. Die groot risiko is nie wanneer jy deur moeilike tye gaan nie. Want hoekom? In moeilike tye dan leer jy die Here ken. Ons sê dit mos nie. Jy sê jou heiland leer ken. Dan bedoel ons, jy gaan swaar kry en dan gaan jy besef ek het die Here nodig. Die groot risiko kom wanneer dit goed gaan. En die Here sê in hierdie gedeelte, hoekom? Want dan vergeet ons so maklik. En as ek vergeet, dan leef ek nie meer as 'n dankbare mens. As ek vergeet wie ek was, as ek vergeet wat God alles vir my gedoen het, as ek vergeet die pad waar langs ek gekom het. En hy sê in hierdie gedeelte, want as jy vergeet, wat gaan dan gebeur? Jy gaan hoogmoedig raak, oormoedig. Hy sê dit daar, hy sê, jy gaan begin dink, ek is in beheer. Hy sê, pas op, wanneer dit met jou goed gaan, wanneer alles lekker uitwerk, en wanneer alles voorspoedig is, pas op, dat jy nie dan dink, maar my eie hand het dit vir my verwerk nie. Hy, kyk hoe oulik is ek. Kyk wat 'n oulike beleggings het ek gemaak. Kyk hoe harde werker is ek. Kyk wat 'n seun doen my besigheid. Kyk hoe goed doen ek nou. Hy sê, pas op. Pas op. Dat jy nie hoogmoedig raak nie, dat jy nie dink, I'm the master of my own destiny. I'm the captain of my own ship. Dis die groot risiko van wanneer dit goed gaan, want dan dink ek, my lewe is in beheer. En erger nog, ek dink ek is in beheer van my lewe. En ek dink ek het dit self verwesenlik. Want wat gebeur dan? Jy sien, wanneer dit gebeur, dan is ek nie meer afhanklik van God nie. Dan begin ek op myself gerig lewe. Dan draai my lewe om myself en wat ek wil hê en my belange. Jy kan maar gaan kyk. Dan begin ek voel dat God en die wêreld en ander skuld my. Dan raak ek gou onvergenoegd en ontevrede. En dan begin ek leef en dink en doen dit wat ek graag wil hê en hoe ek het wil hê. En hy sê daar, jy hou op om nederig te wees. Want jy besef nie meer hoe afhanklik jy is van God. En die Here sê, dis die groot gevaar. En daarom vir ons, en vir ons kinders, ongelooflik belangrik, om nooit te vergeet nie. Om te onthou. Gereeld te onthou. Die pad waar langs ons gekom het. Wat God vir ons gedoen het. Jy sien, Israel het dit nagelaat. As jy geskiedenis gaan lees, dan sien jy hulle kinders in die steek gelaat. Want daar het 'n geslag groot geword wat die Here nie geken het nie. Wat nie die verhale geken het nie, wat nie die afhanklikheid van God het. Hulle het maar net in hierdie wonderlike land groot geword. En kan ek maar die parallel trek. Dis die risiko
dat ons deur al die moeilikhede gegaan het van immigrasie en van verandering en deur moeilike nagte en gebid het op ons knieë en God se genade gesien het in ons lewe en nou gaan dit met ons goed in die nuwe land, maar dan maak ons kinders groot in die nuwe land en al wat hulle weet net van die voorspoed van die nuwe land. Hulle weet nie van die afhanklikheid van God nie. Hulle weet nie wie die God is wat dit vir hulle gegee het nie. Hulle weet nie dat dit alles net genade uit God se hand is. En dan laat ek hulle in die steek. Vanoggend is dit daarom belangrik om opnuut God te kom herken. Om te dank en aan hom die lof te bring. Hoekom? Want hy het alles vir ons gegee. Dis wat ons gevier het, Kersfees hierdie week. Hy het alles gegee. En vandag kom die Here en hy kom sê vir ons, na Kersfees, so aan die vooraand van die nuwe jaar, hy sê, moet asseblief nie vergeet nie. Moet nooit vergeet nie. Want as jy onthou wie die Here is, as jy onthou wat die Here vir jou gedoen het, sal jy altyd 'n dankbare mens wees. En toe ek gaan sit en skryf het, toe ek besef aan die einde van 2025, het ons, ook as gemeente, soveel rede om te onthou en om dankbaar te wees. En jy kan self toevoeg in jou eie lewe. Daar is soveel gebede in hierdie jaar wat gebid is, wat God verhoor het, en waar hy voorsien het. Daar siekes wat herstel is, of wie se lewe verleng is, wat vandag nog saam met ons is. Daar is permitte en werk wat die Here voorsien het in situasies waar mense gedink het, dit gaan nooit gebeur. Daar's ongelooflike, moeilike, traumatiese situasies met geliefdes se afsterwe en ander situasies waarin God ons deur dit gedra het en weer vir ons nuwe krag en weer die lewe kom oopbreek. Ook as gemeente was daar smeekbede vir herstel, vir verandering, versigtiging vir 'n leraar. En God het voorsien. God het voorsien. Ek kan sien hoe die Here in die afgelope 2 jaar kragtig in hierdie gemeente en in mense se lewens gewerk het. Ek kon beleef hoe hy wonderwerke gedoen het op soveel maniere en in soveel mense se lewens. Baie daarvan wat die ander nie eers van weet. Dis wonderlik om te sien die verandering wat die Here kan bring, die genesing, die herstel wat hy kan bring, hoe hy mense kan kom oopbreek en verander, hoe hy 'n gemeente weer by mekaar kan bring en weer liefde kan gee en mekaar te omarm en te aanvaar. Maar die Here kom vra. En hy roep ons vandag op en hy sê, moet asseblief nooit vergeet nie. Ook wanneer julle die nuwe jaar ingaan. Wanneer julle die nuwe toekoms intrek, en ek weet God gaan julle seën. Ek weet dit gaan goed gaan, want ek weet God is getrou, maar die Here sê, asseblief moenie vergeet nie. Moenie vergeet waar dit vandaan kom nie. Onthou altyd wie die God is wat dit alles moontlik gemaak het. En leef daarom altyd as dankbare mense. Wees 'n gemeente met 'n dankbare hart. Want jy sien, 'n mens wat dankbaar is, 'n gemeente wat dankbaar is altyd ook gehoorsaam. As ek besef alles kom van God af, as ek besef dis nie my eie hand wat dit gemaak het nie, dan kan ek nie anders as om gehoorsaam te wees aan die Here. Want dan weet ek behoort aan die Here, die gemeente behoort aan die Here, en daarom dien ons hom voluit. Eintyd. Daarom is niks te veel of te swaar nie, of te groot nie.
Ek wil sommer net die Here loof en prys, ek wil sommer net alles en nog meer vir hom gee. Hoekom? Want hy het alles vir my gegee, alles vir my gedoen. Jy sien, dankbare mense is gehoorsame mense, maar en op 'n baie persoonlike noot, wil ek ook aan die einde van hierdie seisoen in ons lewe vir julle dankie sê, vir die 2 jaar wat julle in ons lewe ingebou het. En die geleentheid wat julle vir ons gegee het om hier te kon bedien. Dankie vir julle liefde. Dankie dat julle ons met oop arms aanvaar het. Dankie dat julle veral bereid was om te groei en te hoor en julle te laat leer van die woord en van die Here, en dat ek kon sien hoe dit in julle lewensgrondslag vat en hoe die saadjies begin groei. Dankie dat julle saam gewerk het in die diens van die Here. Dit was 'n voorreg om hier te kom bedien. Dankie dat julle julle harte vir ons oopgemaak het. Want 'n mens kan met mense saamwerk. En jy kan nice wees met hulle, sonder om jou harte oop te maak. Ons het ervaar. Julle het julle harte vir ons oopgemaak. Dit was vir ons spesiaal. Daarom sal ons hierdie 2 jaar altyd koester. Dit sal met ons saamgaan. As 2 bonusjare wat die Here vir ons gegee het. En soos wat die tyd aangaan, gaan ek meer en meer ervaar en leer hoekom hy dit vir ons gegee het en hoe kosbaar dit is, maar ek wil dit vir julle sê. Maar bo alles wil ek alle dank, lof en eer aan God gee en aan die Vader. Want niks sou hier gebeur het as hy dit nie laat gebeur het nie. Niks sou verander het as hy nie mense se lewens en harte verander het nie. Daarom was ek verseker hy's aan die werk, ek kon dit sien, ek kan dit beleef. En daarom word alle eer aan hom gegee. Maar daarom wil ek u ook oproep om aan te hou om hom te dien. Moenie ophou nie. Dit gaan oor hom. Dit gaan nie oor 'n mens nie. My gebed vir julle is dat julle altyd sal onthou wie God is. Wat hy in julle lewe gedoen het. Die pad waarlangs hy julle gevat het. Dat julle sal lewe met julle oë gerig op Jesus. Die begin en die volëinder van julle geloof. Hou hom voor oë. Besef altyd wat hy vir jou gedoen het. Kersfees, Paasfees. En as jy dit onthou, en as jy onthou die pad waarlangs hy jou gevat het, elkeen van julle persoonlik, dan sal julle werklik dankbare mense bly, maar dan sal julle ook diensbare mense wees. Dan sal julle julle lewe in diens van God gee. Onthou, dit gaan nie oor mense nie. Moet nooit 'n mens dien of vereer nie. Dien God. Want dis hy wat dit reg gekry het, dis hy wat dit doen. En aan hom kom al die eer toe. Ek dink is Latyn wat sê Soli Deo Gloria. Aan God alleen kom al die eer toe. Onthou dit en leef daarom as dankbare mense. Amen. Almagtige God, Here, dankie. Dankie vir 'n genade onbeskryflik groot. Dankie Here vir die pad waar langs U my gevat het. As ek terugkyk op my lewe, dan sien ek U genade.
Genade op genade op genade. Sien ek hoe jy vir mense tweede, derde, vierde, vyfde, 10de kanse gee. Hoe jy gewone, struikelende mense kom vat en in die diens gebruik. En daarom wil ek aan die einde van die formele bediening vir u sê dankie. Dankie vir onbeskryflike genade. En wanneer ons vorentoe kyk, dan weet ek dis in u hand. En dan weet ek, u wat ons tot hiertoe gelei het, u ken die pad, u weet wat u beplan. En daarmee wil ek en Gina dan ook vanmôre kom sê, Here, ons is in u hand. Doen slegs u wil, Heer. U wil met ons. Maar Here, dieselfde bid ek vir hierdie gemeente en wil ek namens die gemeente kom sê, dankie Here, dat as ek terugkyk, kan ek sien hoe hierdie gemeente deur soveel jare, deur soveel ups and downs, deur soveel diep valleie gevat het. Maar dat u in alles getrou gebly het. Dankie Here, vir hulle wat dit met u gewaag het, wat bereid was om die pad met u te loop en bereid is om steeds die pad met u te loop en wat toelaat dat u in hulle lewe werk en ek bid Here, wanneer ons na die toekoms kyk, dat u hulle net nog kragtiger sal lei, dat hulle net nog meer nader aan u sal kom en daarom meer dankbaar en meer diensbaar sal wees in die koninkryk. Here, dankie. Lei hulle elke dag op u pad in Jesus naam. Amen. Jy het 'n geleentheid om die Here te dien met die offer. Ek wil vra as ek klaar die seën uitgespreek het, Tina, of jy nie net wil vorentoe kom as ons die seënlied sing. Omdat sy so deel was van die bediening vir die 2 jaar. Een van die wonderlikste voorregte, die Here het vir die priesters, vir Aaron gesê, jy moet die mense seën. En as jy daai seën uitspreek, hy sê, so sal julle my aan die Israeliete verbind, en ek sal hulle seën. Ek hoef jou sê, dis nie net woorde nie. Dis God se seën, waardeur hy homself aan jou verbind.